Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Lukas 19:41-42 sê, toe hy nader kom in die stad sien, het hy daaroor gehuil. Daar is iets merkwaardig aan Jesus wat maklik verlore gaan. Hy huil. Nie by Lazarus se graf alleen nie net in Getsemane nie, maar ook toe hy Jerusalem sien. Hy kyk na die stad, na die mense wat hy liefhet, en hy breek in trane uit, nie omdat hy swak is nie omdat hy verras is deur hulle keuses nie, maar omdat liefde altyd kwesbaar is. Ons leef in 'n wêreld wat mag bewonder. Ons dink leierskap beteken beheer. Ons dink sterk beteken om onaangeraak te bly. Ons dink liefde beteken om altyd gelukkig te wees. Maar Jesus wys vir ons iets anders. Ware liefde laat jou toe om seer gemaak te word. Dit is merkwaardig hoe dikwels mense God voorstel asof hy koud op 'n afstand en kwaad is. Asof hy ergens sit en wag dat mense struikel. Maar wanneer ons na Jesus kyk, sien ons die hart van God. En daardie hart huil. Hy huil oor mense wat hulle self vernietig. Hy huil oor verhoudings wat uitmekaar val. Hy huil oor geweld, eensaamheid en die dinge wat ons aan onsself en mekaar doen. Nie omdat hy plesier daarin vind nie, maar juis omdat hy liefde is. Die groot tragedie van Jerusalem was nie dat God hulle verlaat het nie. Die tragedie was dat hulle vrede gesoek het op plekke waar vrede nooit gevind kon word nie. Hulle wou redding hê, maar op hulle eie terme. Hulle wou die koninkryk hê, maar sonder die koning. En as ons eerlik is, doen ons presies dieselfde. Ons soek rus en sukses. Ons soek betekenis in besittings. Ons soek veiligheid en geld. Ons soek identiteit en prestasie. En dan wonder ons waarom ons harte steeds onrustig bly. Miskien is die mooiste waarheid vandag nie dat God alles goedkeur wat ons doen nie. Miskien is dit dat hy nie opgehou het om lief te hê nie. Want selfs wanneer ons afdwaal, selfs wanneer ons verkeerde paadjies, selfs wanneer ons onsself oortuig dat ons beter weet, bly die Vaderhart dieselfde. En dalk is daar iemand wat vandag moet hoor, God kyk nie met minagting na jou nie. Hy kyk met trane. Want liefde gee nooit op nie. En dit is presies waarom die nommer 1 netwerk vir jou lewe bestaan. Nie om mense te veroordeel nie, maar om hulle te herinner dat daar altyd 'n pad terug huis toe is. Tot volgende week, mooi loop.